Môre, dis Dinsdag 11 November en ek hoop jy het 'n rustige en geseënde maandag gehad. Mag jy die vrede van Jahweh wat beloftes bewaar in jou hart ervaar, al voel mense soms groter as geloof. Gister het ons oor droogte gepraat en hoe Jahweh geloof toets en skoonmaak. Vandag kyk ons na die tweede toets, mense. Dis daardie oomblikke wanneer iemand se mag of mening groter voel as Jahweh se belofte. Vrees begin fluister, en die hart wil die waarheid versag om veilig te bly. Abraham sê Egipte oomblikke wys hoe Jahweh self ingryp en die belofte bewaar. Kom ons begin en lees saam met Genesis 12 vers 11 tot 13 en dan 17 tot 20. En toe hy op die punt staan om Egipte in te trek, het hy met sy vrou Sarai gespreek. Kyk, ek weet dat jy 'n vrou is, mooi van aansien. As die Egiptenare jou nou sien, sal hulle sê, dit is sy vrou en hulle sal my doodmaak en jou laat lewe. Sê tog jy's my suster, dat dit met my goed kan gaan ter wille van jou en ek om jou ontwil in die lewe kan bly. En dan vanaf vers 17, maar die Here het Farao en sy huis met groot pla besoek ter wille van Sarai, die vrou van Abraham. Daarop laat Farao Abraham roep en hy sê, wat het jy my nou aangedoen? Waarom het jy my nie te kenne gegee dat sy jou vrou is nie? Waarom het jy gesê, sy is my suster, sodat ek haar vir my as vrou geneem het? Daar is jou vrou dan nou, neem haar en gaan weg. En Farao het aan enkele manne aangaande hom bevel gegee, en hulle het hom weggebring met sy vrou en sy hele besittings. Nou kom ons plaas dit in konteks. Abraham trek Egipte binne met die hongersnood op sy hakke en groot magsfigure voor hom. Hy kyk na Sarai en besef weer hoe mooi sy is. Skielik druk vrees swaar op sy bors. Sy kop maal met gedagtes van verlies en gevaar. As hulle agterkom, is ek verlore. Die waarheid begin skuif. Sarai word na die paleis geneem en dit voel of die belofte broos is, amper gereed om te breek. Maar kyk hoe werk Jahweh. Hy is nie stil nie. Onrus tref Farao se huis en dit word duidelik dat iets verkeerd is. Die leuen kom in die lig. Farao laat vir Abraham roep, gee Sarai ongeskoldheid terug en laat hulle met alles vertrek. Die pad van die belofte bly oop, nie omdat Abraham sterk was nie, maar omdat Jahweh getrou is en self sy belofte beskerm. Nou hoe leef ons dit vandag? Dink aan die vergadering waar jy kleiner voel, die familietafelgesprek wat jy uitstel, die boodskap wat jy nie wil stuur nie. Sê vir Jahweh presies waarvoor jy bang is. Skryf een sin neer wat die volle waarheid sê, sag en duidelik. Bid dit hardop. Vra die Heilige Gees vir die regte oomblik en die regte toon. Los die uitkoms in Jahweh se hand. Yeshua is die waarheid en hy stap saam die kamer in. Hy dra jou vrees. Kom ons bid saam. Onse Vader in die hemele, U naam is heilig. Laat U koninkryk kom in ons verhoudings. Laat U wil geskied waar ons bang is vir mense. Gee ons vandag wysheid en moed om die waarheid te spreek met 'n sagte hart. Vergewe ons draaie en halfwaarhede. Ons kies om die te vergewe wat ons druk. Lei ons nie in die versoeking vandag nie, maar verlos ons van die mensevrees en van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. In Yeshua se naam. Amen. En onthou vandag, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Jahweh is getrou wanneer mense soos reëse voel. Yeshua bewaar die belofte en dra jou vrees. En Ruach HaKodesh gee krag om die waarheid sag en gehoorsaam te leef. Jy hoef nie vir die regte gevoel te wag nie. Doen dit vandag in geloof. Ek hoop jy het 'n geseënde Dinsdag.